Goeiemôre en welkom by vanoggend 2 November se erediens. Ek wil graag vir julle begin met ons fotum uit Psalm 42. Soos 'n wildspok smag na waterstrome, so smag ek na U, o God. Ek dors na God, na die lewende God. Genade en vrede vir julle van God die Vader wat heers oor die groot heelal, en van die Seun wat die koning van die konings is, en van die Heilige Gees wat ons lei in die volle waarheid. Ons skriflesing vir vandag is 1 Konings 19 vers 1 tot 15. Ek lees vir ons. Toe Agab vir Isebel alles vertel wat Elia gedoen het en hoe hy al die profete met die swaard doodgemaak het, stuur Isebel 'n boodskapper na Elia om vir hom te sê: Mag die gode my swaar straf as ek nie môre teen hierdie tyd jou lewe maak soos die lewe van een van hulle nie. Hy het bang geword, gereed gemaak en uit vrees vir sy lewe pad gegee. Toe hy in Beerseba, wat aan Juda behoort, aankom, het hy sy dienaar daar agtergelaat. Hy self het agter die woestyn ingegaan, 'n dagreis ver. Daar aangekom, het hy onder 'n wit besembos gaan sit en gevra dat sy lewe tot 'n einde moet kom. Hy het gesê: Dit is nou genoeg, Here, neem my lewe, want ek is nie beter as my voorouers nie. Hy het gaan lê en aan die slaap geraak onder die enkele wit besembos. Skielik was daar 'n engel wat hom aanraak en vir hom sê: Staan op, eet. Toe hy rondkyk, is daar sowaar by sy kop 'n roosterkoek op gloeiende kole gebak en 'n fles met water. Hy het geëet en gedrink en weer gaan lê. Maar die engel van die Here het 'n tweede keer teruggekom, hom aangeraak en gesê: Staan op, eet, want die reis gaan vir jou te veel eisend wees. Hy het toe opgestaan, geëet en gedrink. Met die krag van daardie voedsel het hy 40 dae en 40 nagte geloop tot by Horeb, die berg van God. Daar het hy in 'n grot ingegaan en daar oornag. En kyk, die woord van die Here het tot hom gekom. Hy het vir hom gesê: Wat maak jy hier, Elia? Hy het geantwoord: Ek het my volle ywer getoon vir die Here, die God van alle magte, want die Israeliete het u verbond verlaat, u altare het hulle afgebreek en u profete met die swaard om die lewe gebring. Ek alleen het oorgebly en hulle soek my lewe om dit te neem. Maar hy sê: Gaan uit en staan op die berg voor die Here. Kyk, die Here sal verbygaan. Daar was 'n geweldige sterk wind wat die berge geskeur het, wat die rotse verbrysel het voor die Here. In die wind was die Here nie. Na die wind was daar 'n aardbewing. In die aardbewing was die Here nie. Na die aardbewing was daar vuur. In die vuur was die Here nie. Na die vuur was daar 'n sagte gesuis. Toe Elia dit hoor, het hy dadelik sy gesig met sy mantel bedek. Hy het uitgegaan en by die ingang van die grot gaan staan. Met eens was daar 'n stem wat vir hom vra: Wat maak jy hier, Elia? Hy het geantwoord: Ek het my volle ywer getoon vir die Here, die God van alle magte, want die Israeliete het u verbond verlaat, u altaar het hulle afgebreek en u profete met die swaard om die lewe gebring. Ek alleen het oorgebly en hulle soek my lewe om dit te neem. Toe sê die Here vir hom: Gaan terug op jou pad deur die woestyn na Damaskus. Wanneer jy daar aankom, moet jy Hazael as koning salf oor Aram. Nou, my preektema vir vandag is System Update Required. En ek dink ons almal kan iets verstaan van daardie oomblik as ons almal haastig is, jy wil net gou 'n boodskap stuur of 'n dokument aflaai op jou rekenaar, en dan kom daar ewe skielik 'n skermpie op wat sê System Update Required. En jy probeer dit ignoreer en dooddruk, maar op 'n stadium laat die toestel jou nie meer toe
om voort te gaan, om dit te ignoreer nie. En alles stop. Die skerm gaan dood en jy moet wag. En die stelsel dwing jou eintlik om stil te staan, weer te begin en weer van voor af alles wat oop was, oop te maak. Hier aan die einde van die jaar, dis nou November, oral hoor ons, ek is gedaan, ek is moeg, ek is uitgeput, ek probeer nou maar net aanbeweeg en een voetjie voor die ander sit, maar die lewe bly 'n gejaag en 'n gemors. En die wêreldnuus maak dit nie beter nie. En dalk voel dit vir ons vandag asof ons eintlik maar 'n rekenaar is wat sê System Update Required. Nou in 1 Konings 19 kry ons iemand wat presies daar was. Elia. 'n man van geloof, 'n groot profeet, iemand wat intiem met die Here gewandel het. Jakobus beskryf hom as 'n gebedsman by uitstek. God het deur Elia se optrede en geloof die gang van die geskiedenis beïnvloed. En tog kom Elia op 'n punt waar dinge vir hom te veel raak. Elia het die Here se grootheid ervaar soos min ander. En ons hoor op Karmel het God sy vuur laat neerdaal en die Baal-profete oorwin. En wat daar gebeur het, was die hoogtepunt van Elia se bediening. Maar net hierna verander alles. Ons hoor koning Jezebel, wat berig is vir haar wreedheid, stuur 'n boodskap aan hom. En sy sê, teen môre sal jy ook dood wees. En Elia word bang. En hy vlug vir sy lewe. Hy vlug, maar hy is moeg, uitgeput en geestelik uitgebrand. En hy gaan tot in Berseba en dan nog verder, 'n dagreis die woestyn in. En dan daar, onder 'n wit besembos, gaan sit hy en sê, dit is nou genoeg, Here, neem my lewe. Hy is moeg en uitgeput en bang. Hy sê vir God, ek is nie beter as my voorouers nie. Elia, die profeet wat vuur uit die hemel gebid het, wens nou dat alles kan verbygaan. En tog is dit juis hier waar God begin om vir Elia te herstel. Die Here laat nie vir Elia in sy moegheid agter nie. Ons sien 'n engel raak hom aan en sê vir hom, staan op en eet. Daar is 'n roosterkoek op gloeiende kole gebak en 'n fles water by sy kop. En Elia eet en drink en hy gaan lê weer. Maar die engel kom 'n tweede keer. Staan op en eet, want die reis gaan vir jou te veel eisend wees. Dis asof God vir hom sê, Elia, ek weet jy is moeg en oorlaai, rus nou, maar jy het nog werk om te doen. En jy moet weer aan die gang kom. Maar met die krag van daardie kos, stap Elia dan 40 dae en 40 nagte tot by Horeb, die berg van God. Die plek waar Moses ook God ontmoet het. En daar in 'n grot vra die Here vir hom, wat maak jy hier, Elia? En Elia antwoord, ek het my volle ywer getoon vir die Here, die God van alle magte, maar ek is nou alleen oor. En hy voel verlate. Maar dan doen God iets. God roep hom uit die grot uit en roep hom na vore, om voor die grot te gaan staan. En daar ervaar Elia iets merkwaardigs. Daar kom 'n groot, sterk wind op, maar die Here is nie in die wind nie. Daar kom 'n aardbewing, maar die Here is nie daarin nie. Daar kom 'n vuur, maar die Here is nie in die vuur nie. Maar daarna, na dit alles, kom daar 'n sagte gesuis. En daar in die windstilte ontmoet Elia vir God. God wys vir Elia en vir ons dat hy dikwels nie in die geraas van die wêreld is nie,
maar ook in die stilte, in die rus, in die sagte teenwoordigheid van sy Gees. En dalk is dit waar die rus, die herstel begin. Elia moes weer leer om te luister. Hy moes besef dat God se plan nie by hom begin of gaan eindig nie, maar hy het nog steeds 'n deel daarvan. Ons sien God aanvaar nie sy bedanking nie. Inteendeel, hy stuur hom terug met 'n nuwe opdrag. Gaan terug op jou pad deur die woestyn en gaan salf vir Hazael as koning oor Aram. Kyk, wanneer ons moeg en oorlaai en leeg is, kom die Here ook na ons toe. Nie met oordeel nie, maar met genade. Hy sê nie trek jouself reg of moenie kla nie. Hy sê sag, staan op en eet. Ek het nog 'n plan vir jou. Jy het nog 'n pad wat jy moet stap. En soos Elia moet ons ook deur 'n system update gaan. En dit vra dat ons toelaat dat God ons weer herstel. Elia se pad leer vir my 5 dinge wat ek nou wil uitlig. Nommer 1, restart. As jou skerm afgaan van 'n rekenaar, dan begin hy gewoonlik met 'n blou skermpie regoor wat sê restart. En dis die oomblik van rus. Elia moes onder die besembos gaan lê en wag. Soms is die eerste stap om net te stop, om jou oë toe te maak, asem te haal en God toe te laat om jou te versorg. Dit is nie swakheid nie, dit is geloof. Nommer 2 wat ek wil uitlig is om tab vir tab of bladsy vir bladsy weer oop te maak. En daarmee wil ek eintlik sê, doen een ding op 'n slag. Elia wou alles self dra, maar God wys vir hom, jy is nie alleen nie. In ons tyd probeer ons ook al die tabs gelyk oophou. Dalk is dit die enigste positief wat ons kan sê as jou rekenaar self afgaan en jy moet weer alles oopmaak, is dat jy kan kies wat jy nou weer oopmaak en wat jy toe gaan hou. So kyk na jou lewe en fokus op wat God vir jou vandag vra. Nommer 3 is refresh. By Horeb ontdek Elia weer wat belangrik is. Dis nie die groot tekens nie, maar God se teenwoordigheid in die stilte. Laat God jou help om jou fokus te verfris en te vra, wat is regtig belangrik? Nommer 4 is om te scan, om jou lewe te ondersoek. Om te scan beteken om te kyk na jou lewe en om te kyk wat moet daar wees. Elia moes leer dat selfs sy goeie bedoelings hom van God kon aflei. Doen self ondersoek en kyk wat in jou lewe jy gaan prioritiseer. Watter dinge is besig om God se plek in te neem? Watter goed is besig om jou geloof, vrede en hoop in God te steel? En die laaste een, nommer 5, is wees getrou. Die Here sê vir Elia, ek gaan nie jou bedanking aanvaar nie. Gaan terug, want God weet watter roeping hy vir ons gee. Ons almal het 'n roeping. God is nie klaar met jou nie. Hy wil jou gebruik, al voel jy leeg en moeg en oorlaai. God het 'n plan met jou lewe. 'n System update op 'n rekenaar, maar ook in jou lewe, vat tyd. Ons kan nie haastig hierdeur nie. Jy moet wag, rus en hierdie proses toelaat. Maar wanneer dit klaar is, loop alles weer ligter, gladder en beter. Dalk is dit wat die Here vir jou wil sê. Kom rus vandag by my. Laat my weer jou ritme en fokus instel en laat ek jou bemoedig en krag jou om verder hierdie pad te stap. Amen. Die Here is voor jou met sy lig op jou pad. Met sy hand wil hy jou veilig lei. Die Here is langs jou, hy wil jou beskerm. Hy wil jou in sy vaderhand hou. Die Here is om jou,
Hy wil jou graag seën. Amen.